Hallo liewe Kiksmaats, ek is so bly om vandag hier so by julle te kan wees. Ek hoop dit gaan baie goed met julle en dat julle lekker vakansie hou, dat dit nie te veel reën nie en dat julle lekker kan buite speel saam met julle maatjies. Dit is baie spesiaal om vanoggend die woord met julle te kan deel. So kom ons begin gou eers vanoggend hier saam te bid en dan luister ons verder die storie. Liewe Here, baie dankie dat ons so aanlyn kan inskakel van waar ook al ons nou is, of ons by die huis is, en of ons iewers met vakansie is. Dankie dat ons kan weet dat U elke oomblik by ons is. Liewe Here, ek vra asseblief dat U ons harte sal oopmaak om te verstaan wat U vir ons vanoggend wil sê. Dit is 'n groot voorreg om Jou te groet in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons sing saam en prys die Here en doen al die moves saam met ons en dan maak ons die Here se naam groot. Al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreig my vrese, my diepste vreugde hier, al vergaan die wêreld, die hele skepping rondom my, sal U hier my toevlug bly, want U alleen, want U alleen, het ek lief vir Jou, het ek lief vir Jou, naam bo elke naam, naam bo elke naam, U regeer, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreig my vrese, my diepste vreugde hier, al vergaan die wêreld, die hele skepping rondom my, sal U hier my toevlug bly, want U alleen, het ek lief vir Jou, naam bo elke naam, naam bo elke naam, U regeer, U was nog altyd hier, U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, U was nog altyd hier, U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, U was nog altyd hier, U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, want U alleen, het ek lief vir Jou, naam bo elke naam, U regeer. Nou ons gaan vanoggend gesels oor 'n baie spesiale storie in die Bybel. Dit gaan oor die laaste paar dae wat Jesus op aarde was, voordat hy opgevaar het na die hemel toe. Maar voordat ons dit doen, wil ek julle gou eers voorstel aan iemand wat ons gaan help om hierdie stukkie beter te verstaan. Hallo julle, hierdie is Lassie. Lassie, sê vir ons maats hallo. Mooi. Lassie gaan ons help om vandag se lesie so klein bietjie beter te verstaan. Het enige van julle troeteldiere by die huis? Ek weet nie van julle nie, maar wanneer ek moet werk toe gaan en ek my hondjies by die huis moet los, dan raak ek sommer baie hartseer. En my hondjies raak hartseer, want hulle weet nie wanneer gaan ek weer terugkom en of hulle my ooit weer gaan sien. So wanneer ek op pad is om te gaan werk of wanneer ek vakansie toe gaan, dan raak Lassie baie hartseer. En sy is jammer dat sy alleen by die huis moet wees.
En sy raak ook so 'n bietjie bang, want sê nou maar net, ek kom nooit weer terug nie. Dit is 'n moeilike affære. En partykeer, hierdie is baie rof, partykeer as sy so lank by die huis moet bly, dan vergeet sy dat ek lief is vir haar. Dis baie rof. Nou dink gaga aan julle eie diere. Wanneer jou kosblik gepak is en jy klim in die kar op pad om skool toe te gaan, dan kyk jou troeteldier partykeer met sulke hartseer oogies na jou toe. En hy wens dat hy kon saamgaan. Of wanneer jou tas gepak is en jy's op pad see toe, dan kyk jou hondjie ook net so na jou en hy wens hy kon saamgaan. Hy wonder soms of jy ooit weer gaan terugkom. Hy wonder of jy van hom vergeet het en of hy jou ooit weer gaan sien. Dit maak hom so klein bietjie bang. Maar jy weet 100% dat jy weer gaan huis toe kom. Dat jy na jou wiskundetoets weer terug gaan kom na jou hondjie toe om vir hom 'n stywe drukkie en 'n swentjie te gee. Maar jou hondjie weet nie al hierdie goeders nie. En dit is vir hom baie moeilik. Want hy dink jy het van hom vergeet. Hy is bang dat jy vergeet het hoe spesiaal hy is vir jou. En partykeer is hy ook bang dat jy nooit weer gaan terugkom. So ons gaan nou kyk hoekom ons die eerste helfte van ons lesie gesels het oor diere. Gaan nou vir almal sin maak, ek beloof. So kom ons dink gou in. Imagine jy is daai hondjie wat by die huis is, of jy is Lassie wat nie weet wanneer ek weer by die huis gaan terugkom nie. Dis baie moeilik, nê? Dis moeilik om te weet wat aangaan wanneer jy alleen by die huis sit en iemand anders het weggegaan. So kom ons kyk gou na die Bybelversie en dan kyk ons hoe kan ons hierdie in vergelyking met die Jesus se storie sit. So, in Handelinge 1:5-11 staan daar: Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het die apostels Jesus aanhou vra: Here, is dit nou die tyd dat u Israel weer 'n onafhanklike volk met 'n eie koning gaan maak? Die Vader bepaal hierdie datums, het Jesus geantwoord. En die bedoeling is nie dat julle dit moet ken nie. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Jesus het dit gesê en is toe in die hemelruim opgeneem terwyl hulle gekyk het. Hy het in 'n wolk verdwyn. Toe hy wegraak en hulle nog stip die hemelruim inkyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die 2 mans sê toe: Galileese manne, waarom staan julle na die hemel en kyk? Jesus is van julle af weggeneem die hemel in. Hy sal egter net so terugkom, soos julle hom die hemel sien ingaan het. Nou wat hierdie storie vir ons vertel, is dat Jesus hemel toe gegaan het, terwyl sy disippels gestaan en kyk het. Hulle het nie verstaan hoekom hy moes weggaan nie. En hulle was bang, en wou net weet wanneer hy gaan terugkom. Sy disippels het daar gestaan en wag, net soos wat ons hondjies vir ons wag wanneer ons weggaan. Jesus se disippels het nie geweet of hy weer terugkom nie, maar hulle het hierdie belofte gekry, dat Jesus net so sal terugkom, soos wat hy gegaan het. Ons wag nog hier op aarde vir Jesus om weer te kom, en sy belofte vir ons waar te maak. Maar dit is soms moeilik om te wag. Net soos ons diere wat hartseer raak en bang raak dat ons van hulle vergeet het, raak ons ook partykeer hartseer en bang. Ons weet nie of Jesus nou gaan terugkom of hy môre gaan terugkom nie, en dit maak ons bang, maak ons baie onseker. Ons wonder partykeer of hy van ons vergeet het en of hy nog steeds lief is vir ons. Maar ons kan nou aan hierdie ding vashou. So dink daaraan. Net soos wat jy weet, jy gaan môre na jou wiskundetoets weer huis toe na jou dier toe. Of volgende week wanneer jy terugkom van vakansie af, dan gaan jy weer terugkom huis toe en jy gaan vir jou hondjie 'n stywe drukkie gee. Net so weet Jesus wanneer hy terugkom. Hy weet dat hy ons weer gaan sien en dat hy elke oomblik by ons is. En ons kan onthou dat hy verskriklik lief is vir ons, al kan ons hom nie op daai oomblik sien nie. So Jesus weet wanneer hy gaan terugkom en wanneer ons hom weer gaan kan sien. En ons kan vashou aan die woorde in die Bybel wat hy vir ons gesê het, dat hy weer net so sal terugkom soos wat hy gegaan het. En weet julle wat is verskriklik spesiaal? Ek kan nou vir julle 'n geheim vertel. Jesus het vir ons die grootste geskenk gegee.
Hy het gesê, hy gee vir ons die Heilige Gees om by ons te bly wanneer ons hom nie kan sien nie. So, net soos wat ons partykeer moet weggaan skool toe en ons dalk vir ons hondjie 'n teddy gee of 'n bersie gee, sodat hy kan onthou dat ons terugkom en dat ons vreeslik lief is vir ons. So het die Here vir ons die amazingste geskenk gegee. Hy het die Heilige Gees gegee om in ons harte te kom bly, sodat ons kan onthou dat hy lief is vir ons. Dat ons kan onthou dat hy gaan terugkom en dat hy ons nooit vergeet nie. En dis nie maklik om aan te hou glo nie. Dit is baie moeilik om hierdie goed te onthou. Om te onthou dat Jesus daar is, al kan ons hom nie sien nie. Maar, net soos wat ons hondjies vir ons met opgewondenheid wag om weer terug te kom van die see af, so kan ons wag vir die Here met excitement in ons harte, dat hy weer gaan terugkom, want ons kan vashou aan daai belofte, dat ons hom weer gaan sien. So kom ons bid gou saam. Liewe Here, dankie dat ons saam kon dink oor die spesiale beloftes wat U vir ons gee. Dankie dat ons kon kyk na U skepping en die diere om ons, om meer te verstaan oor U hart en te verstaan wie U regtig is. Asseblief help ons hierdie week om te onthou dat U oneindig lief is vir ons en dat U altyd by ons is, al voel U soms so ver. Asseblief help ons om vas te hou aan die wete dat ons nie hier alleen gelos is om te sukkel nie, maar dat U vir ons mense en maatjies en die Heilige Gees gegee het om elke dag by ons te wees. Dankie vir U liefde en U vreugde. In Jesus se kragtige naam bid ek hierdie. Amen. Mag die Here jou seën, mag hy jou voete lei op die regte paaie en mag sy vrede in jou hart en gedagtes U waghou. Julle moet 'n amazing week hê en die vakansie vreeslik baie nog geniet. En kom ons sing een laaste liedjie saam en dan sien ons mekaar weer volgende week. Kyk ek links en hy is daar, kyk ek regs en hy is daar, kyk ek op, kyk ek af en hy is daar. Hy is in my, hy is om my, hy is by my, Heer, hy lei my. Jesus, hy is altyd hier. Die naam is God met ons, Immanuel, die naam is God met ons, hy is altyd hier. Die naam is God met ons, Immanuel, hy is altyd hier. Kyk ek links en hy is daar, kyk ek regs en hy is daar, kyk ek op, kyk ek af en hy is daar. Hy is in my, hy is om my, hy is by my, Heer, hy lei